Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n woord met julle te kan deel. Aan God alle eer, lof en heerlikheid vir nog 'n dag en natuurlik vir die voorreg wat ek het om met julle woord te kan deel. Kind van God, besef jy hoe baie mense daar is, daar buite, wat honger is vir hoop? Ja, jy het reg gehoor. Daar is mense wat honger en dors is vir hoop, vir 'n deurbraak in hulle lewe, vir deure om oopgemaak te word, vir 'n seisoensverandering, vir situasies en omstandighede om te verander. Maar hoe kan dit plaasvind? Ons speel 'n baie groot rol, en dit is nie net om die evangelie te verkondig nie, dit is om die vrug van die Gees uit te dra, om ons te klee met Jesus Christus. Nou dit klink baie snaaks as iemand sê, maar hoe klee ek my met Jesus Christus? Hy is dan nou nie 'n kledingstuk nie. Dit is om ons te klee met die vrug wat die Gees uitstraal. Liefde vir mekaar, omgee vir mekaar, vriendelikheid, sagmoedigheid, om net 'n paar vrugte noem van die Heilige Gees. My boetie en sissa, in Jesus Christus is daar hoop. In Jesus Christus is daar 'n hoopvolle toekoms. Al wat jy moet doen, is om te wys dat daar is 'n hoopvolle toekoms. En hoe wys ons dit? Deur ons aksies. Nie net ons woorde nie, maar ons aksies moet dit ook kan beklemtoon. Ons leefstyl moet dit ook kan beklemtoon. Ons geloof natuurlik. Want wat help dit, ons sê vir mense, ek glo die Here gaan vir my deurkom. Maar waar is jou aksies? Waar is jou aksies? Daar is net geen aksies nie. Hoe gaan daai honger gevul kan word? My boetie en sissa, Jesus sê vir ons in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nie weer honger word nie, en sal ook nie dors ly nie. My boetie en sissa, hierdie mense wat honger is vir hoop, wat honger is vir die Heilige Gees, lei hulle na Jesus toe. Dit is om vir hulle te bid. Bid is so belangrik. Gebed verander sake. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is, dat in ons leefstyl ons kan wys dat die honger wat ons op 'n tyd gehad het, is vervul deur Jesus Christus wat in ons lewens ingestap het. Jesus Christus kan 'n drastiese verskil maak in jou lewe, my boetie en sissa. En jy wat honger is vir die Gees, kom by 'n kerk uit. Kom by 'n boetie en sissa uit van Jesus Christus. En ek waarborg jou, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy is selfs welkom om my te kontak en ek sal saam met jou bid en ons stap 'n pad in die koninkryk saam met Jesus Christus. En ek sal seker maak, jy word geconnect met 'n gemeente naby jou wat saam met jou hierdie lewensreis kan stap, sodat hierdie honger wat jy het kan vervul word, dat hierdie dors geles kan word. Want dit is ons roeping, my boetie en sissa. Elkeen van ons het hierdie roeping, dat ons seker maak, niemand gaan verlore nie. Ek meen, hoekom het Jesus vir ons kom sterf? Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, maar hy wou, want hy wil nie hê iemand moet verlore gaan nie. Jesus Christus wil so graag jou deel van sy koninkryk hê. En hy sien daai honger. Jy moet net uitstap en sê, Here, hier is ek. Kom vul asseblief my lewe, sodat hierdie honger van my gestop kan word, en dat my dors geles kan word. Dit is die taak wat ons het om te doen, om daai voorbeeld te wees vir die wêreld daar buite. En jy sal verbaas wees, wat 'n drastiese verandering en transformasie daar plaasvind. Nie net in daai mense se lewens wat honger en dors is nie, maar in jou lewe ook, want jy gaan dan kan getuig van hoe jy, deur 'n voorbeeld, deur om nederig te wees, iemand se dors en honger kon vervul het, deur om vir hulle die evangelie te bring, en natuurlik om vir hulle Jesus liefde en Jesus omgee na hulle toe uit te straal. Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid in Jesus naam, dat ons nie sal skaam wees vir die evangelie nie, dat ons nie sal skaam wees om Jesus liefde en Jesus omgee na ander uit te straal nie. Ek bid in Jesus naam, liewe Here, dat ons nie net in ons woorde nie, maar in ons aksies soveel mense kan lei na Jesus Christus toe, dat hierdie honger en dors vervul kan word. Asseblief, liewe Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen
en amen. My broer en suster, julle moet 'n wonderlike dag hê en geniet ook julle naweek. Kyk mooi na julleself, sterkte vir die van julle wat moet werk, blessings oor julle, vir julle wat kan rus, geniet elke oomblik, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek maandag weer vir ons se woord. Totsiens almal, bye bye.